Eskatologie en die Bybel, deel 8K. Ek is professor Ranus Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Dan kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za, soos jy kan sien. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 en begin voort. Het reeds 'n magdom inligting gemis. Nou wat ek gaan doen, ek gaan nie die gewone aankondigings maak van ons glo in die bonatuurlike openbare name nie. Ons is nie deel van die Jehovah se getuies of enige protestante kerke nie. Dit weet jy, en ons gebruik die Restoration of the Original Sacred Name Bible. As u enigiets oor dit meer wil weet, kan jy my kontak by ons kontaknommer en dan kan ek met u dit bespreek. Halleluja. Eskatologie en die lewe van Jaffa. Halleluja. Eskatologie en die lewe van Jaffa. Die Rooms-Katolieke Kerk in 34 na Jaffa het gepoog om hierdie verhewe naam van Jaffa uit hulle geskrifte, dis eintlik hulle Romeinse hulle Griekse geskrifte te verwyder. Elke moontlike Hebreëse dokument wat daar was oor die naam Jaffa en die bediening van Jaffa, die feit dat hulle Jafiste genoem was, wat beteken in Engels followers of Jaffa, volgelinge. Disciples, 'n disciple is 'n navolger. En dis hoekom ons na ons verwys as Jafiste. Hoekom? Want ons is navolgers van Jaffa. Nou dit het hulle alles probeer verwyder van 34 na Jaffa, wanneer die Rooms-Katolieke Kerk dan gestig word en die donker eeue begin vir die volgende 1500 jaar. Dokumente moes verwyder word in die hoop dat saam met die verwydering van hierdie genoemde dokumentasie, dis manuskripte en al die relevante inligting, die oorspronklike antieke Hebreëse name vergete sou word. En dat die geslagte mense wie deur die eeue nog gebore word, eerder deur die Rooms-Katolieke godsdienstige kerke en sy Griekse manuskripte en hulle name, soos die naam Jesus, God en Here, Jehovah, Yahweh, Jehovah en vele meer, dat hulle dit sou aangehang het. En in 'n mate het hulle dit reg gekry. Want dis hoekom dit vir my 'n groot skok was, toe hom tuis se boodskap tot my gekom het. In die geopenbaarde name, ek wou niks daarvan weet nie. Hoekom? Want ons was verslaaf aan Jesus, God en Here, Jehovah, Yahweh, en al die ander. Dit sou veroorsaak dat niemand dan ooit weer na hierdie antieke Hebreëse bonatuurlike name sou verwys, of dit ooit weer as 'n evangelie verkondig het nie. Jy sien maar wat die Satan nie gedoen het nie, Satan met 'n klein s, hy het nie rekening gehou met die krag van Jaffa, die Almagtige nie. Die bonatuurlike plan van Jaffa, ons Elohim, deur die donker eeue van godsdienstige vervolging op die bruid van Jaffa en die Jafiste, as ook sekere ortodokse Hebreëse mense wat aan sekere name vasgehou het, die bonatuurlike geopenbaarde name, is meer as 150 miljoen Jafiste en Hebreëse mense wie in hierdie bonatuurlike geopenbaarde name geglo het, wreedaardig vermoor. And she calls herself the mother of all churches. Maar hulle kan nie die geskiedenis verwyder nie. Hulle haal dit uit die geskiedenisboeke uit.
Maar Jaffa voorsien dat dit van geslag tot geslag herlewe, omdat dit die geskiedenis met mense bloed geskryf is. Nou prof, hoe kan jy dit sê? Want kyk net na die Bybel. Hebreërs 17 vers 1 tot 6. Hy praat van die Babyloniese hoermoeder, Rooms-Katolieke Kerk, wat op die waters sit en regeer. Die waters, Openbaring 17 vers 15, mense, volkere, nasies en tale. Sy regeer oor hulle, en sy is geklee in purper, in skarlaken, en goud en edelgesteentes. Dis die Rooms-Katolieke Kerk. En in haar regterhand het sy 'n goue beker vol van die diensknegte van Jahwe, en die heiliges wie sy vermoor het. 'n Goue beker. Wat is in die beker? Die bloed. Hy sê, 'n goue beker vol van die bloed van die diensknegte, die Jafiste, en die Hebreërs wat sy vermoor het. Hy het hulle vermoor in 1500 jaar se tyd, 150 miljoen mense, in 'n poging om te verseker dat niemand ooit weer hierdie antieke Hebreëse name sou gebruik nie. Die Satan gaan, die Engelse is to the extreme. Hy het nie waarde aan mense lewens nie. Maar Vader in sy krag manifesteer altyd. Die krag van Jahwe Almagtig. Terwyl die Satan en sy okkultiese godsdienstige institusies, naamlik die Rooms-Katolieke Kerk, geglo het dat hulle hierdie stryd gewen het. Ek wil net iets sê, dis hoekom ek 1 of 2 keer al gevra was. Nou prof, julle staan op die naam Jahwe Ruach. Sê vir my, waar's die manuskripte, die antieke manuskripte, wat dit bevestig? Dan sê ek, dit is so eenvoudig, soos jy gaan hulle nie een kry nie. Want hulle is uitgewis. Hulle is uitgewis, sodat daar nie iets kan wees vir geslagte later op terug te val en te sê, daar is dit. Maar net die feit dat die Sacred Name mense in die 14de en 15de eeu reeds al bestaan het. Hoekom sou hulle bestaan het? En in die geopenbaarde name geglo het. Want dis hoe Dr. Joseph Briand Rottenham, wat die Restoration of the Original Sacred Name Bible geskryf het. Hy was 'n Methodiste of 'n Baptiste pastoor gewees, wat tot bekering gekom het onder een van die Sacred Name mense, met wie hy baie te doen gehad het. En dan het hy die denominasie verlaat, en hy het saam met die Sacred Name mense gegaan. Hy was so betrokke by die inligting wat hulle hom mee bedien het, dat hy toe besef het, daar is nie 'n Bybel nie, soos wat ek die legkaart studiegids Bybel skryf, vir die generasies om te kom. Daar's reeds 3 van hulle. Dis 'n encyclopedie van 7 boeke wat ek skryf, A4, dik, 500 bladsye dik. Dis om te verseker dat die kleinkinders, agterkleinkinders en geslagte wat nog gaan kom, as Jahwe vertoef om te kom, en lewe en gesondheid spaar, om te verseker dat hulle iets het om op te kan staan. Soos wat Dr. Joseph Briand Rottenham vir ons die Restoration of the Original Sacred Name Bible gelos het. Nie die 1902 emphasis, Rottenham emphasis Bybel nie. Nee, daai Bybel praat van God en Christus en Jesus en Jahwe en Jehovah en die goed. Verstaan ons dit? So, dan in die 1400s moes daar Sacred Name mense gewees het, wat die bonatuurlike name in aanbid het en geleef het. Alhoewel hulle nie Bybel so goed gehad het nie, hulle het van geslag tot geslag per mond oorgedra. Soos wat die Israeliete gedoen het. Hulle het nie Bybels so goed gehad nie, en hulle het gesê, hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een, nie 'n drie-enige God nie, hy sê enige Elohim. Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is 'n enige Elohim. Jy moet hom lief hê met jou hele verstand, jou siel en jou gees, en alles wat in jou binneste is, en jou naaste soos jouself. En dit is ook die 2 koninklike wette waarop die Nuwe Testament gebou is.
Terwyl die Satan en sy okkultiese godsdienstige institusies, naamlik die Rooms-Katolieke Kerk, geglo het dat hulle hierdie stryd gewen het, het Jahwe Almagtig deur die eeue heen veroorsaak dat hierdie bonatuurlike geopenbaarde evangelie van Jahwe, halleluja, dit klink so mooi, steeds bly voorleef het. En daarom was dit dan die Waldeense mense. Luister wat gebeur. Daarom was dit dan die Waldeense mense, wie deel van hierdie plan van Jahwe was. Die Waldeense mense het eerder geweet, die Katolieke het hulle en hulle honderde duisende uitgemoor. Hoekom? Hoekom? Net omdat hulle nie Katolieke wil word nie? Nee, die Waldeense mense het die evangelie in die name, die bonatuurlike geopenbaarde name, rein gehou. As jy op die internet gaan, dan wys hulle die Waldeense godsdienst is nou die dag eers geskep. Nee, dis omdat julle nie boeke het nie. Julle die bietjie internet inligting en hy hardloop na AI toe. Die Waldeense mense was reeds daar van die 4de eeu af verskriklik aktief gewees. En hulle het in die woestyne gebly. Hulle was nomads gewees. Hulle het weggetrek. En die Rooms-Katolieke Kerk het hulle gejag. Hoekom? Want hulle het geglo in die bonatuurlike antieke Hebreëse name, soos wat ons dit vandag preek en leer. Die geskiedenisboeke bewys hoe die Rooms-Katolieke Kerk in bestaan van die Waldeense mense duisende van hulle uitgemoor het, omdat hulle geweier het om deel van die Romeinse okkultiese godsdienstkultuur te word. En omdat hulle in die bonatuurlike geopenbaarde name geleef het. Met hierdie agtergrond, want ons is besig om te kyk na die eskatologie rondom die ontstaan van die name. Met hierdie agtergrond wat ek nou vir u geskets het, dan verstaan ons dit het nie net gegaan by die Katolieke, dat die mense wie nie van die afgode vleis wou eet, wat aan die songod Nimrod, Ra, Zeus en bedien was, wou eet nie. Dit het gegaan oor die verborge evangelie, wat 'n vrees ingeboesem het by die Katolieke en by die Satan. Die Bybel sê hulle sidder en hulle beef wanneer hulle by die name kom. Waarom vandag in 2026 die aanhoudende aanval op die bonatuurlike geopenbaarde name? As ek kyk die laaste 2 jaar, watse aanslag was daar op my lewe gewees in terme van as professor? Eerstens begin die ouens deur jou grade te bevraagteken. En wanneer jy vir hulle wys dat die grade is legitimate, so kousje, gewees die Engelse woord, so fisies as wat enige Afrikaanse universiteitsgraad is vandag. Ek sal vir jou een ding sê, ek het nie 'n begeerte om 'n doktorale graad by enige van die Afrikaanse universiteite of van die Suid-Afrikaanse universiteite te doen nie. Hoekom nie? Want jy vat 'n ou wat 'n ingenieursgraad gedoen het in Suid-Afrika en hy gaan Australië toe, dan moet hy nog 3 jaar gaan addisionele klasse loop, want hulle aanvaar nie sy graad soos wat dit is nie. Dit is afgewater die standaard van ons grade van ons universiteit, om sekere mense toelating te gee, dat hulle dit ook kan kry. So eenvoudig soos dit, en ek is nie polities nie. Ek sê, ek het geen begeerte om enige graad in Suid-Afrika te doen nie. So dan val hulle jou aan in jou grade, in wie jy is en in jou persoon. En dan val hulle soos onder andere, dan die ontstaan van die name van Jahwe en Jahwe aan, en hulle wil dan probeer bewys, dat die naam Jahwe en die Ruach HaKodesh is eers in 1972 geskep en gevorm. Nou in die proses van hierdie studie
gaan ek vir u Dr. Joseph Thomas, dit was een van Dr. Joseph Rottenham, wie die Restoration of the Original Sacred Name Bible geskep het. Dit was een van sy vriende, hy en Birkin en Tallis en hulle was 4 gewees, 4 verskillers. Tallis, Birkin, Spurgeon, Joseph Thomas, hulle was, en dan natuurlik Joseph Rottenham, hulle was almal huisvriende gewees. Hulle was kennisses gewees. En dis hoekom Joseph Thomas vir Dr. Joseph, en hy was 'n professor gewees, dan vir Dr. Joseph Brand Rottenham die oorspronklike antieke Hebreëse alfabet gegee het met sy 22 letters. Ek het die verhandeling so dik soos ek hier wys. Ek gaan dit uithaal en ek gaan dit vir julle gebruik in die loop van die proses van hierdie bediening by die einde. En ek gaan Spurgeon se boeke uithaal. 4 of 5 sulke boeke, sulke dik boeke. Ek het hulle almal. Dis die ironie van die saak. Jaffa, hy het op bo natuurlike manier beweeg dat ek daai boeke vandag in my besit het. Geld kan hulle nie koop nie. En dan die groot vraag, waarom is Joseph Thomas se naam op bladsy 5 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible aangebring? Met die 10 letter alfabet, die eerste 10 letters van die 22 letter alfabet. Hoekom net 10 van die 22 letters? Want dis waar uit die geopenbaarde name gekom het. En dis hoekom dit gedruk is as deel van die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 Bybel van Dr. Joseph Brand Rottenham. Dit is nie, hoekom sou hulle dit ingesit het in 1972? En dan gaan vir die datum so goed gee van Dr. Joseph Thomas, professor Dr. Joseph Thomas, so goed, sy inligting. Daar's 'n aanhoudende aanslag op hierdie bo-natuurlike name. Ek hoor nie dat hierdie ouens van die Jehovah se getuies aan nie. Die 7de dag Adventiste nie. Die Sataniste, die Boeddhiste, Hindoeniste, Islam. Ek hoor dit nie. Selfs ons 3 susters kerke wat babetjies doop. Ek hoor nie hulle sê vir hulle dis onbybels nie. Dit het nooit in die Bybel gebeur nie. Nie een keer nie, want 'n kind het nie sonde nie. Waar daar 'n kind gedoop is nie. Nie een keer nie. Ek hoor nie die dinge gebeur nie. Maar hulle het my gehamer vir 2 jaar. Met vra en dan vra, my vraag word nie geantwoord dan. My persoon is aangeval, liedjies is oor my geskryf, en oor die geopenbaarde name, is daar 'n rap song gemaak. Ek hoor nie, dat daar oor enigiemand anders is, die teologie wat hulle preek, volgens die Bybel wat hulle het, dat hulle kom en die ouens aanvat nie. Maar ons kom en ons het 'n Bybel, so dik Bybel, ek gaan hom vir jou wys. Hy weeg sy omtrent 3,5 kilogram. Die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Nie die Emphasis Bible van 1902 nie. Dis die korrupte een deur Westcott se Nestle en Handtekse. Die een wat Dr. Joseph Brand Rottenham vertaal het. Wat hulle kom en sê, dit is nie 'n regte Bybel nie. Snaaks, die 1611 King James Bybel is die mees erkendste Bybel in die wêreld. En al wat Dr. Joseph Brand Rottenham se Bybel is, dis 'n 1611 King James Bybel wat hy gevat het in 1860 en hy die naam God vervang met Jaffa Almagtig.
Hy het die naam Jesus vervang met Yahshua, nie Yeshua nie. Hy het die naam Here Jesus vervang met Yafashua, die Hebreërs. Hy het die Heilige Gees vervang met die Ruach HaKodesh. Hy het nie 'n nuwe Hebreëse godsdienst kom stig nie. Nee, ons ook vandag, as Jafiste. Ons het nie 'n nuwe godsdienst kom stig nie. Ons funksioneer in die geopenbaarde woord van die geopenbaarde name. Ons inteendeel, omdat ons tot die geopenbaarde name gekom het, is ons meer dan ooit gestel op die onderdompeling, die doping, die onderdompeling. Meer gestel op bekering. Kom ons begin voor, by bekering. Daarom staan ek nie in die water, wanneer ek mense onderdompel, en ek sê, as daar iemand daar buitekant voel, hy wil gou gedoop word nie. Hoekom? Daai ou wat dan vorentoe kom, wanneer het hy hom bekeer? Wanneer het hy hom bekeer? Nee, dis 'n gevoel, want sy vrou gaan nou gedoop word, so nou kom hy wil ook gedoop word. Dis 'n gevoel, hy het hom nie bekeer nie. Die Bybel sê, Jafashua sê vir Nikodemus, Johannes 3 vers 1 tot 11, jy moet weer gebore word uit die water en die Ruach HaKodesh. Die woord sê, bekeer jou en laat jou doop. Wat sê hy? Markus 16 vers 16, ek dink nou net aan die skrifte. Hy wat glo, wat reeds tot bekering gekom het, en hom laat doop, sal gered word. Hoekom? In die naam van Jafashua, tot vergifnis van hulle sonde. So ons as Jafiste het meer dan ooit op ander aspekte wakker geskrik, tot die wete gekom, en hoe heiligmaking kan 'n proses in 'n ou se lewe speel. Waar's die woord sê, ek kan tot bekering kom, ek kan my laat onderdompel in die naam van Jafashua tot vergifnis my sonde, maar as ek nie in heiligmaking die pad stap die res van my lewe nie, you're wasting your time. Ons het nodig om in heiligmaking te wandel in die bo-natuurlike geopenbaarde name van Jafashua. Jafashua sê, wees heilig, want ek is heilig. Hy sê, kom laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos skarlaken, maak die saak of jy 'n hoer was en 'n hoerjagter en 'n alles en 'n dronkaard en drak en killemonesteler, dit maak nie saak nie. Hy sê, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, ek maak dit soos sneeu. Dis wat sy genade doen. Hy vergewe ons onkondisioneel. Hy vergewe ons in geheel. En dis waarop hierdie bo-natuurlike name, dis hoekom daar hierdie verskriklike aanslag teen dit is. Die Bybel sê, hulle sidder en hulle beef. Hulle sidder en hulle beef. Wie? Die Satangers en demone. Satan met 'n klein s. Die woord sê dat hy 'n naam ontvang. Wie? Die Seun. Toe hy in Hebreërs 1 gegenereer is. Gaan kyk na Hebreërs 1 vers 1 tot, dink is 13, 12. 13. Hy sê, hy het hom 'n naam gegee, bo elke ander naam. Wie? Die Seun. Jesus. Nee. Hy kon hom nie 'n naam gegee het as Jesus nie. Want in die hele Hebreëse geskiedenis was daar nooit so 'n naam soos Jesus nie. Maar nou sê hierdie slim ouens wat my bly aanval het. Ja, maar kyk in jou 1611 King James Bybel. Kyk in jou Afrikaanse Bybel. Oral se praat hy van Here en God en Jesus. Ek sê maar dis die Katolieke wat daai name invertaal het toe hulle protestantisme geskep het. Die naam Jesus is net meer as 600 jaar oud. Hy het nie voorheen bestaan nie. Wat was hy gewees voordat hy Jesus geword het? Hy was Isis, die songod. Isis is nou weer Zeus, die songod, die Griekse god. Verstaan ons dit? So wat het hy geword? Isis is Jafashua.
Die Hebreërs, Jod 11 hy, Vaf 11 hy, wat regs sal lees. I-A-H, V-A-H. Die tetragrammaton, u verstaan tog die tetragrammaton. I-H-V-A, Jod hy, Waf hy. Dis 'n Vaf, dis nie 'n W nie. Dis 'n Vaf, dis 'n V. En vandag wil hulle die W gebruik om Jahwe te kan skep. Jahwe is 'n chicken god. Kry my boek, wat is jou God se naam? Of gaan luister na die reeks, wat noem jy hom? God of Here, dit lê op internet. Daar lê 3.500 video's op YouTube. Afrikaanse video's, meer as 400 Engelse video's. So wat doen ons? Daar's die aanslag teen hierdie bo-natuurlike naam. Die Bybel, die woord kom, hy sê, 'n naam bo, hy sal 'n naam kry, erf, bo enige ander naam. En wat, nou, dan gaan dit oor intelligente vrae, soos, ons moet mos kan dink, ons is mos nie stupid nie. Wanneer hy daar in Johannes 5:42 kom en hy sê, ek het in die naam van my Vader gekom, en julle neem my nie aan nie. Nou wat sê die 33 Afrikaanse Bybel en die 1611 King James Bybel? Wat is sy naam? Sy naam is Jesus. Is ek reg? Ja, die Bybel sê so, ek is mos nie stupid, ek kan dit lees, dit staan daar. Nou as hy sê, ek het in die naam van my Vader gekom, en sy naam is Jesus, wat is sy pa se naam? Kom aan. As ek sê, ek het my pa se naam geërf, my naam is Hannes, wat is my pa se naam? Koos? Nee, dit kan nie wees nie. Ek sê dan, ek het my pa se naam geërf. Ek het in die naam van my Vader gekom. Dan beteken dit, as my naam Hannes is, dan moet my pa se naam ook Hannes wees. Nou as sy naam Jesus is in die 33 Afrikaanse vertaling, 1611, al die ander Bybels, dan moet die vraagteken mos nou wees, wat is sy pa se naam? Eenvoudige Afrikaans. Wat sy pa se naam? O, sy pa se naam is God. So is sy naam dan God Jesus, die seun? Nee, God Jesus, nee, maar hy sê dan die pa is God. O, sy naam, die pa se naam is Here, en daarom is die seun Here Jesus. O, so ons kyk na die woord Here, als in hoofletters, gaan kyk na Hosea 2 vers 15 en 16, hy sê, hy sal my nie langer noem my Here nie, hoofletters, H-E-R-E nie, maar my man, my Baal. So wat beteken Here? H-E-R-E, Baal. Wat se ding is 'n Baal? Dis 'n afgod. So ek kan nie sê Here Jesus nie, dis afgod Jesus. Wat staan op die toiletse van die mans en vrouens se deure? Dames en Here, so die Here se naam staan op die toiletse se deure. Vers 2, Hosea 2 vers 16. Hosea 2 vers 15 en 16. Vers 16 sê, dan verwyder ek die name van die Here uit julle midde, die Baals uit julle midde uit. Ons lewe in die tyd waar Vader besig is om die Baalname uit te haal vir sy koninkryk. Die Bybel kom en jy sal sê, ek het Here, in u naam het ek duiwels uitgedrif. Jy sal wat sê? Here, in u naam het ek duiwels uitgedryf en siekes gesond gemaak. Hy sal sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Hoekom? Want hy is besig om die Baalname uit te haal. Nou kom ek terug, en ek vra weer, as sy naam Jesus is, en hy sê, hy het in sy pa se naam gekom, dis die vraagteken wat staan. Wat is sy pa se naam? Wat is sy pa se naam? As sy naam dan Jesus is. Jy sien, ek kan nie die twee by mekaar bring nie, want ek kan nie sê, Jahwe Jesus nie, of Jesus Jahwe nie. Maar wanneer ek na die tetragrammaton kyk, I-H-V-A, J, hy, Waf, hy, dit is konsonante, jy kort die twee klinkers, die A's, dan word dit J,
Alef, hy, Vaf, Alef, hy. Het jy geweet, die tetragrammaton is net die A-klanke, die alefs, wat jy kan insit in daai naam, en dan kry jy 'n naam. Jy kan enige iets van die ander 21 letters insit, jy kry nie 'n naam nie. Net die A's, want dit is die eerste letter van die alfabet. Hy is die eerste en die laaste, hy is die begin en die einde. Hy is wat kom, wat was, sal wees tot in ewigheid. Ek kom nou terug. So wat gebeur? As sy die tetragrammaton J, hy, Vaf, hy is. En jy sit die alefs in, J, Alef, hy, Vaf, Alef, hy, dan is dit Ja, Fa. Ja, I, A, H, V, A, H. Soos in Halleluja, die I, A, H, wat beteken prys unto Jaffa, die Vader. Hoe maklik is dit? En wanneer jy kyk na Jehovah, wanneer jy kyk na die J-E-H, H-O-V-A, kyk mooi, I-A-H, V-A-H, van Jehovah. Wat sit hulle by mekaar? Wat het jy? Jaffa. So as hy kom en hy sê, hy het sy pa se naam geërf, as hy kom en hy sê, hy het in die naam van sy pa gekom, wat is sy pa se naam? Jaffa. Wat is die naam van die seun? Jaffa Shua. Die vader se naam Jaffa en die naam Shua. Jy kan eintlik 'n koppelteken sit of dit aan mekaar skryf. Die Shua beteken redder, verlosser, saligmaker. So die seun het die vader se naam, wie ons redder, verlosser en saligmaker is. En dis waarteenoor hierdie verskriklike aanslag is. Maar ons is besig om grond te wen. Ons is besig om die grond te wen. Want daar is skrifgedeeltes wat ons gaan bietjie hanteer, wat vir ons dit gaan oopmaak. Wat ons, al wat ek wil hê, jy moet dink. Net dink. En sê, Vader, maak net my oë oop. En ek sluit af. Gaan kyk na die letter J. Gaan op AI tik in. When was the letter J created? 1542. Gaan kyk daarna. Ekskuus tog, 1524. Gaan kyk daarna. Voor dit het daar nooit 'n letter J bestaan nie. So hy kon nie Jesus gewees het 2000 jaar gelede nie. Hy kon nie eers Isis gewees het nie. Want die engel sê vir Josef en Miriam, jy moet hom Jaffa Shua noem. Immanuel, as dit vertaal word, Jaffa, ons Elohim met ons. Nou die tyd het ons gevang. Tot volgende keer as Vader wil. Maranatha, Jaffa Shua kom weer.